Amen, dankie julle. Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Hemelse Vader, ons dankie vir u goedheid, vir u liefde, vir u grootheid. Dankie dat u hier teenwoordig is, Heilige Gees. Ons maak ons harte nou oop om te hoor wat u vir ons sê. Ons dankie dat ons na u toe kan kom en dat u vol van goedheid is, vol van liefde, vol van getrouheid. En dat ons u kan vertrou met ons hele lewe. In Jesus naam. Amen. Halleluja. Right, ons gaan 'n bietjie in die woord indelf en die titel vir laas week was die openbaring van sy wil. My titel die week is word vervul met die kennis van sy wil. Word vervul met die kennis van sy wil. Ons gaan weer kyk na Kolossense hoofstuk 1. Anders nie. Dan sou jy hom 'n leenaar maak. So God se wil, se woord is sy wil. En ons weet nou dat die beloftes, hierdie kosbare beloftes, wat hy vir ons gegee het, is behoort aan die wat hulle self vol maak met die woord van sy wil. Dat jy vervul mag word. Jy moet jouself vol maak met die kennis van sy wil. Dis een van die geheime tot oorwinning, is om jouself vol te maak. Waarmee maak ek myself vol? Ek moet myself vol maak met die kennis van sy wil. Nou die goeie nuus is dat sy wil goed is. Amen. Dit is die goeie nuus. God se wil is amazing. Sy wil is goed. Halleluja, ons gaan dit sien in die woord. So kom ons lees nou deur die hele gebed nou weer, met hierdie in gedagte. Daarom hou ons ook nie op nie van die dag af wat ons het gehoor het, om vir julle te bid en te vra, dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil, in alle wysheid en geestelike insig. Daar is wysheid betrokke. Jy gaan deur 'n geestelike groeiproses, elke een van ons, jy weet. En jy kan soms geestelike beginsels gebruik om jouself in die moeilikheid te kry, as jy dit nie reg met wysheid doen nie, né? As ek nou plaas roep en ek kry 'n plaas by en ek roep nog 'n plaas en ek kry nog 'n plaas by en ek roep 100 plase en ek is nog nie reg om 100 plase te hanteer nie, dan gaan ek myself in die moeilikheid kry. Verstaan julle? Ek moet groei om dit wat ek kry te kan hanteer. Jy weet, so het help nie jy begin die Here vertrou vir 'n vliegtyg, maar jy het nie die finansies om 'n vliegtyg te onderhou nie. Is julle met my? Dit is nie dalk sy plan vir jou om nou 'n vliegtyg te hê nie, of nie op hierdie oomblik nie. Is julle met my? Miskien vorentoe as jy gegroei het in die Here en jy's nou besig om jou bediening uit te brei oor Afrika, dan is 'n vliegtyg die regte ding vir jou, né? Maar dit mag dalk nie die regte tyd nou wees nie. So jy moet wysheid hê in wat jy doen, sodat jy waardiglik voor die Here mag wandel om hom in alles te behaag. Jy behaag die Here, jy maak hom bly. Plain Afrikaans, wat beteken behaag? Dit beteken jy maak, het jy geweet, jy kan die Here bly maak. Wie van julle wil graag die Here bly maak? Is dit nie amazing nie? Dat ek en jy, wat net 'n mens is hier op die aarde, kan iets doen wat die Here bly maak. En die sleutel wat hy vir ons gee om hom bly te maak, is om eerstens vervul te word met die kennis van sy wil. So ons kan sien dat een van die dinge wat die Here hartseer kan maak, is as jy nie vervul is met die kennis van sy wil nie. En hier kom jy en jy misverstaan alles wat met jou gebeur, en jy dink die tragedies wat oor jou kom is die Here se wil, of dit wat weggeword, die vloek basies, wat oor jou lewe kom is die wil van die Here. Die vloek kan nooit sy wil wees nie, want Jesus het in ons plek die vloek gedra. Amen. So hier kom die vyand, en hy bring siekte, en jy is so verduister in jou verstand, dat jy dink het is van die Here af. Dit gaan die Here hartseer maak. Hy het aan daai kruis gesterf vir jou siekte, soveel as vir jou sonde. En julle in elke goeie werk vrug mag dra. So jy gaan ook nie vrug dra as jy nie gevul is met die kennis van sy wil nie, en in die kennis van God mag groei. So nommer 1, jy moet eers die kennis van sy wil hê, en dan moet jy groei daarin. En met alle krag bekragtig word, so die krag vloei uit die kennis van sy wil. Die krag vloei uit die kennis van sy wil, volgens die mag van sy heerlikheid, tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. Ons moet besef dat al die innerlike
goeters in ons innerlike mens is geeskragte. Dis hoekom Pierre de Leroux in daai boekie van hom studies en beveiliging van die gees in die hoofstuk oor die beveiliging van depressie, dan begin hy die hoofstuk so, dan sê hy, depressie is 'n aanslag van bose geeste op die gees van die mens. Dis wat depressie is 'n aanslag op jou. Amen. So jy moet dit weerstaan. Jy moet die duiwel weerstaan. Jy moet depressie weerstaan. Depressie kom nie van die Here af nie. Depressie is iets om weerstaan te word. En jy moet dit aanval. Dis 'n geestelike aanslag, so jy moet dit met geestelike wapens weerstaan. En die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Jy sien, dis deel van die kennis van sy wil. Jy geweet, dit is die wil van God, dat jy jou erfdeel moet kry. Dat dit waarvoor Jesus gesterf het, ons gaan dit nou gedenk met die vier van die nagmaal, dit waarvoor hy gesterf het en weer opgestaan het. Daai dood het 'n testament getrigger. Is julle met my? Jy kan dalk 'n oupa hê of 'n pa of iemand met 'n baie oulike testament. In daai testament word nog goed gunstiglik van jou geskryf. Amen. Jy erf alles. Maar die testament gaan nie getrigger word voor die persoon te sterwe kom, wat die testament opgestel het nie. Tussentyd is dit nog syne, maar hierdie testament is getrigger. Is julle met my? Hy het gesterf en hy het opgestaan uit die dode. 'n Erfdeel. So wat het Jesus, wat is getrigger deur sy dood en sy opstanding? 'n Erfporsie. En dit is ons het deel daaraan. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. So nou kom ons kyk na 'n paar bekende dele dat ons self net verfris hierso. Galasiërs 1, na Galasiërs 1 vers 3 en 4. Guns vir julle en vrede van God die Vader en ons Here Jesus Christus, wat homself gegee het vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van ons God en Vader. Nou onthou julle, in Johannes 14, praat Jesus daarvan, hy sê, ek en die Vader is een. Dit wat ek doen, is die Vader in my, deur my hierdie werke doen. As julle my sien, dan sien julle die Vader. Nou kyk ons na Jesus, wat sien ons? Ons sien iemand wat rondgaan en wat doen hy? Hy doen goed. Handelinge 10, vers 38, waar Petrus spreek in die huis van die hoofman Cornelius, dan sê die volgende woorde, met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Halleluja. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen, en almal genees, wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. So hier word baie duidelik 'n lyn getrek. Net soos in Johannes 10 vers 10. Die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat jy 'n lewe kan hê en dit in oorvloed. Hy het goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was. So siekte word beskryf as om onder die mag van die duiwel te wees in daardie area van jou lewe. En Jesus het hulle vrygemaak. Ek bedoel, as ons lees deur Matteus, Markus, Lukas, Johannes, dan sien ons skares mense wat genees is. Duisende mense wat genees is. Amen. So dit is die wil van God, dat jy vrykom van die mag van die duiwel. En die mag van die duiwel is 'n realiteit. Die mag van die duiwel op hierdie stadium in ons wandel is dit ons denke. Dis waar die duiwel as die duiwel jou nie kan mislei in jou denke nie, dan het hy nie ander krag teen jou nie. Want sy krag is van hom weggeneem, né? Maar as hy jou kan mislei in jou denke en hy gaan vir jou. Hy gaan vir elkeen van ons. Jou denke bly nie vernuwe net soveel as wat jou hare nie gekam bly nie. Wie van julle kam julle hare 1 keer 'n week? Wie van julle kam jou hare meer as 1 keer 'n dag? Amen. Hoekom? Jy wil jou hare netjies hou, dis dieselfde met jou denke.
Jy moet met jou denke werk meer as een keer 'n dag. Jy moet daai denke in lyn hou, want die vyand gaan aan mekaar kom om jou denke, hy wil jou stoot, hy wil jou afkry van die woord af van jou erfporsie af van wat behoort aan jou. So om in die wil van die Here te wandel, moet ek vervul word met die kennis van sy wil. Nou, terug na Galasiërs toe, Galasiërs 3 vers 7. Galasiërs 3 vers 7. Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. En die skrif wat vooruit gesien het, dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met hierdie woorde: in jou sal al die volke geseën word. Dis die fokus, dis die kern, dis waaroor dit gaan. Die seën. Die seën van die Here is die antwoord op enige probleem wat jy kan hê in jou lewe. Die seën van die Here is die voorsiening in elke area van jou lewe. Elke ding wat die duiwel wil gebruik om jou weg te trek van die Here af, is daar 'n teespraak in die seën van die Here. Die duiwel wil jou versoek om te steel. In plaas van jy steel, kan jy die seën van die Here aktiveer en meer kry as wat jy kon gesteel het. Is julle met my? So die duiwel wil altyd die verkeerde pad voorstel om by dieselfde effek uit te kom. Dit is wat hy wil doen. So die antwoord om nie te steel nie, is nie om te sê, ag, dit is beter dat ek niks het nie. Dis nie die seën van die Here nie. Die antwoord is, hierdie is niks nie. Ek gaan 100 keer meer as dit kry, deur die Here te vertrou. Die seën van Abraham. In jou sal al die volke geseën word. Ek het nie nodig om te steel nie, want ek is die geseënde van die Here. Halleluja. Die woord seën beteken 'n bekragtiging om suksesvol te wees. Dis wat die woord seën beteken. Ek het 'n bekragtiging. Die oomblik as ek steel, dan verloor ek die seën van die Here. En dis nie die moeite werd nie. Ek kan nie lewe sonder die seën van die Here nie. Ek wil nie lewe sonder die seën. As jy eenmal die seën van die Here ervaar het, dan wil jy nie sonder lewe nie. Jy wil fokus op daai seën. Daai seën het alles in wat jy nodig het. Daai seën, dit is die seën van die Here is die liefde van die Here vir jou. Dis sy wil. So ons sê ons wil gevul word met die kennis van sy wil. Ons wil sy wil doen. Amen. Nou sy wil is die seën. Jy kan nie sê jy wil ek soek die wil van die Here, maar ek wil nie geseënd wees nie. Dan lieg jy. As jy sê die wil van die Here is vir my belangrik, ek soek sy wil, dan moet jy die seën, dan moet jy fokus op die seën van die Here. Want die seën van die Here is die wil van die Here. In jou sal al die volke geseën word, sodat die wat uit die geloof is, geseën word saam met die gelowige Abraham. Jy word geseën om 'n seën te wees. Jy stel in die seën van die Here belang. Nie net vir jouself nie. Dis nie 'n selfsugtige. Die seën van die Here is nooit selfsugtig nie. Amen. Die seën van die Here is so oorvloedig dat daar meer as genoeg is. Oorvloed. My beker loop oor. Godsdiens hou nie van daai nie. Hulle soek 'n beker wat net mooi gelyk vol. Maar oorloop is mors. Dis mors. Die Here mors. Hy laat die beker oorloop. Amen. Daar is meer as wat jy persoonlik kan gebruik. Amen. Dit is die plek wat die Here vir elkeen van ons het, waar hy vir ons moet geseën wees om 'n seën te wees. As jy geseënd wil wees, soek 'n plek waar jy kan seën. Amen. Dis die Here se manier. Soek 'n plek waar jy kan seën die mense rondom jou.
Hoe meer ek iemand anders gaan seën, hoe meer seën gaan ek ontvang. Ek word 'n kanaal vir die liefde van die Here. Ek word 'n kanaal vir die seën. Dis die hart, die gesindheid agter hierdie seën. En God is die bron daarvan, nie ek nie. Hy vloei deur my. Want almal wat uit die werke van die wet is onder die vloek. Jy sien hulle is onder die werke van die wet. Hulle het die talent gevat en begrawe. En dat 1 talent ontvang en 1 talent teruggegee. Ons reg. Die werke van die wet. Hoeveel jy het my gegee? 1. Hoeveel ek vir jou teruggegee? 1. Wat sê die Here daarvan? Hy soek oorvloed. Seën. Dat jy 'n seën kan beerwe. Staan dit in die woord. Seën, dat jy 'n seën kan beerwe. En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daartoe lewe. Hulle probeer geseën word deur dinge te doen. Maar die seën kom nie deur dinge te doen nie, die seën kom deur geloof. Ek vat dit omdat ek in 'n posisie van guns gaan staan voor die Here. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Dis wat ons moet gedenk vanmôre in hierdie nagmaal. Dat Jesus het homself 'n vloek laat maak sodat jy 'n seën kan beerwe. So as jy nie die seën eerste stel en beerwe nie, dan maak jy dit wat hy gedoen het van minder waarde. Amen. Jy verag dit basies. Hy het homself, het ons losgekoop van die vloek deur vir ons 'n vloek te word, mense. Dit is amazing. Want daar is geskrywe, vervloek is elke wat aan 'n hout hang, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom. Nou dis een ding wat jy moet onthou as ons nou vanoggend daai nagmaal neem, is dat hy het homself 'n vloek laat maak, sodat jy geseën kan wees. Jy beter hier uitstap vandag as 'n geseënde van die Here. Amen. Met 'n seënbewustheid aan jou. Ek is bewus van die seën. Ek soek hierdie seën. Ek wandel in lyn met hierdie seën. Wie is in jou as jy wedergebore is? God is in jou. Amen. Jesus is in jou en saam met Jesus is die Vader ook in jou. So jy kan ook sê, ek en my Vader is een. Kan jy so sê? Halleluja. Nou ek dink ons moet daai bewustheid aankweek, dat ek en my Vader is een. Nou wat sê my Vader gedoen het in hierdie situasie? As dit sonde is, wat is ons gesindheid? Ek en my Vader se gesindheid. Ons haat dit. Ons haat dit. Ons haat dit. Amen. Jy en jou Vader, julle is saam. Julle haat sonde. As dit die seën is, ons love it. Ons love it. Ons love it. Ons is geseënd. Amen. Wat sou die Vader gedoen het as hy in hierdie posisie was? Wat sou Jesus gedoen het in hierdie posisie? Dis wat ons doen. Ons is een. Ons doen dit. Wat is die wil van hierdie God wat in my woon? Sy wil is die seën. Sy wil is nie gebrek nie. Sy wil is nie siekte nie. Amen. Halleluja. Wat is sy wil vir my in my huwelik? In my finansies? In my gemeente? In my werk? In enige aspek wat my bevind, wat is sy wil? Dis 'n goeie wil. Dit wat sy wil is altyd amazing. Dis altyd goed, dis altyd om te seën. Ek moet die kanaal van seën word. Genesis 1 vers 26 tot 28, bekende deeltjie vir ons. Kom ons lees dit weer. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Jy moet na jouself in die spieël kyk, en dan moet jy sê, ek is in die beeld van God gemaak, na sy gelykenis. John G. Lake, weet julle wie is John G. Lake? Hy was 'n
sendeling wat hier in Afrika kom werk het. Hy is een van die hy het sy bediening uit die AGS onder andere ontstaan en so, maar hy was baie kragtige, maar baie wonderwerk het gebeur deur sy bediening. En hy was lief geweest om goed aan te trek, hy het altyd 'n pak klere gedra. Dan kyk hy in die spieël en sê hy, God is inside that. God is in daai man. Hy het so met homself gepraat. God is in daai ou. Jy moet ook so met jouself praat. Ek en my Vader is een. Ek en my Vader, dit lyk nie hierdie goed nie. Ek en my Vader, ons hou van hierdie. Julle is een. As jy een is met hom, in sy wil, gaan jy een wees van hom in sy krag. Halleluja. Hoe meer een ek met hom is in sy wil, hoe meer een gaan ek om met hom wees in sy krag. As ek ook sonde haat, soos wat hy sonde haat, as ek ook geregtigheid lief het, soos wat hy geregtigheid lief het, as ek ook die woord eerste stel en die woord lief het, soos hy die woord lief het, dan gaan ek ons nou vloei saam met hom. Amen. Ek het nie 'n stryd met hom nie, ek is een met hom, ek vloei met hom, en ons twee, ons vloei. En God het die mens geskape na sy beeld, vers 27, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. Nou as mense wat dit al wegredeneer, maar dit is nou maar hier geskryf in Genesis 1. Amen. Daar staan nie man en vrou en dit het hy hulle geskape nie. Dis net man en vrou het hy hulle geskape. En daai man en vrou is in sy beeld. Die mees basiese rebellie, wat jy kan rebelleer teen die Here, is teen jou eie geslag. Want toe jy gebore is, het jy kaal uitgekom. Jou lyfie. En jy was of 'n seentjie, of 'n dogtertjie. Amen? En wie het besluit? Die Here het jou dit gemaak. Jy help nie rebelleer daarteen nie. As jy daarteen rebelleer, dan rebelleer jy teen God, teen jou maker. As jy het rebelleer teen hoe jy gemaak is, rebelleer jy teen jou maker. Jy rebelleer teen sy ontwerp. En jy gaan die vrugte daarvan eet, as jy so wil rebelleer. En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder. Sien, daar is God se wil. Vervul met die kennis van sy wil. Wat is sy wil? God se wil is vrugbaar, vermeerder, vul die aarde, onderwerp dit, heers. Jy moet gevul wees met daai kennis. Jy moet gevul wees met vermeerder, vrugbaar, onderwerp en heers. Dink jy God se wil het verander? Hoe gereeld verander die Here? Wat sê Hebreërs 13 vers 8? Gereeld verander die Here. Staan dit daar? Nee, daar staan, hy is dieselfde, gister, vandag en tot in alle ewigheid. Hierdie is sy wil, in Genesis 1 gewees, en is sy wil vandag. Dat jy geseënd moet wees, dat jy vrugbaar, vermeerder, vul die aarde. Amen? Nou, hy praat nie net van fisies nie, hy praat van in elke dimensie. Insluitende om mense na die Here te lei en om sy koninkryk te laat vermeerder. Romeine 12, ons gaan na Romeine 12 toe, vers 1 en 2. Ek vermaan julle dan broers, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel, as 'n lewende, heilige, en aan God welgevallige offer, dis julle redelike godsdiens. So my liggaam behoort aan God. So ek doen met my liggaam wat vir God welbehaaglik is. Amen. En hierdie liggaam word die tempel van die Heilige Gees. Dis die woonplek op die aarde, waar hierdie Gees mens gehuisves word. So hierdie liggaam het geen besigheid met siekte te doen nie. Siekte pas nie in my liggaam nie, want my liggaam is vrygekoop deur die bloed van Jesus. Prys is betaal vir my liggaam. En my liggaam behoort nie net aan my alleen nie, want ek is nie die enigste wat hier bly nie. Is crowded hierso. Crowded. Is ek en Jesus en die Heilige Gees en die Vader, ons is almal die binnekant. So beteken hierdie liggaam behoort aan ons. So hoe sal die liggaam wat aan die Vader behoort siek wees? Nee, ons moet verstaan dit. Ons vloei teen dit. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle denke, sodat julle kan bewys lewer dat die wil van God is goed, welgevallig en volmaak. So ons moet bewys lewer dat sy wil goed, welgevallig, volmaak is. Nou, blaai ons om na
vers 14. Seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. Jy sien, jy met so 'n bewustheid, en dit is die wettiese, godsdienstige denke. Sal nou daai versie kyk en sê, o, wat 'n kruis, om te dra. Ek is dis en ek vloek die ou, maar nou moet ek hom seën. Ek bless jou. Ja, maar sien, hier is nie openbaring nie, hulle het nie openbaring nie. Die openbaring is, dat ek is die geseënde van die Here. Ek vloei in die seën. En ek kan nie hierdie vloei van seën onderbreek en dit stop deur te vervloek nie. Ek is, jy sien, dit wat teen my kom, word weggespoel deur die seën van die Here. So ek moet nie afbuig en afbuk op die vlak van daai ou nie. En hom nou met sy eie lelikheid probeer lelik. Nee, moenie jou spoed breek nie. Okay? Moenie dat die ou jou spoed breek nie. Jy moet oor die duiwel hardloop. Daar staan, jy gaan trap op slange, jy gaan trap op die duiwel, maar jy gaan aanhou loop. Jy staan nie gesels met die duiwel. Die duiwel jy vloek jy hom terug nie. Dis dom. Jy gaan net aan. Jy kry momentum. Jou roeping is om die seën van die Here te manifesteer op hierdie aarde. Dit bring eer aan, dit behaag die Here. Hy wil, weet wat staan in Psalm 34? Psalm 34, hou jou plek daar in Romeine, sal weer terugkom soontoe. Ek wil kyk na Psalm 34 en Psalm 35. Party ons verskillende vertalings moet lees om alles uit te kry, maar kom ons begin. Psalm 34 vers 8. Die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Halleluja. Dis 'n mooi versie daai, ek like hom. Die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Smaak en sien dat die Here goed is. Moenie iets anders glo nie. Welgeluksalig is die man wat by hom skuil. Vrees die Here, sy heiliges, want die wat hom vrees, het geen gebrek nie. In elke area van jou lewe kan jy oorvloed hê. Want die wat hom vrees, het geen gebrek nie. Sê saam met my, die wat hom vrees, het geen gebrek nie. Die jong leeu's ly armoede en het honger. Maar die wat die Here soek, het geen gebrek aan enige iets nie. Eers sê hy net geen gebrek en nou gaan hy nog verder, hy sê geen gebrek aan enige iets nie. Sien, die duiwel gaan altyd kom, soos in die tyd van Eden, hy kom op grond van, hy skep 'n behoefte, waar hy nie een was nie. Hy wil gebreksbehoefte skep. Hy sê, hy wat die Here soek, het geen gebrek aan enige iets nie. Hoofstuk 35, Psalm 35, vers 27. Laat hulle jubel en bly wees wat 'n behaag het in my geregtigheid. Laat hulle altyd deur sê, groot is die Here, wat 'n welbehaag het in die vrede van sy knegt. Luister die King James, hy sê, let them shout for joy and be glad, that favor my righteous cause. Let them say continually, let the Lord be magnified, who loves to see his servant prospering. Let the Lord be magnified, who loves to see his servant prospering. Die Here love it, as jy prosper. Want jy behoort aan hom, jy is sy kind, en hy is lief vir jou. Amen? Hy sê, jy moet het continually sê, let the Lord be magnified, who loves to see his servant prospering. Maar terug by Romeine 12, ons het nou gelees vers 14, seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie, wees bly met die wat bly is, ween met die wat ween, wees eensgesit onder mekaar, moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederiges, moenie eie wys wees nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is vir alle mense. As dit moontlik is, sover van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie hulle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn. Gee plek. Jy sien, as jy jouself wil wreek, dan sal ons maar sien wat jy kan doen. Want jy gee geen plek vir die toorn nie. So, dit is eintlik baie erger. Die arme ou wat
as jy plek gee vir die toorn, en hy sê, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek vergeld, spreek die Here. Dit is eintlik baie erger vir die arme ou, as jy jouself nie wreek nie, want aan God kom die wraak toe. Amen. My oupa was baie lief vir die versie. Vers 20. As jy 'n vyand aan honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee iets om te drink, want sodoende sal hy op sy hoof vurige kole ophoop. My oupa het altyd daai versie aangehaal, het gesê, hoop maar net vurige kole op, vurige kole. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Jy moet daai versie mediteer. Jy kan enige ding oorkom deur goed, deur die krag wat die Here in jou gesit het, die Here wat in jou is. Moenie toelaat dat, die eerste ding wat uit hierdie versie na my toe uitkom is, herken as iets evil is. Amen. Evil is enigiets wat nie die seun van die Here is nie. Om te steel is evil. Om te beklei is evil. Om koppe te stamp is evil. Amen. Om nie te doen wat die Here vir jou geroep het om te doen nie, is klaar evil. Amen. Ek moet my plek inneem wat die Here vir my gemaak het om in te neem. As ek nie my plek inneem wat hy vir my gemaak het om in te neem nie, dan is dit evil. Ek het 'n plek, in die gemeente het ek 'n plek. Ek moet my plek in die gemeente inneem. Want as ek nie my plek inneem nie, gee ek kans vir evil. Ek moet my plek in my huisgesin inneem. As ek nie my plek in my huisgesin gaan inneem nie, wat hy my gemaak het om te wees nie, dan gee ek plek vir evil. Dis hoekom evil dinge gebeur in huise. As ek nie my plek in die gemeenskap inneem, wat hy wil hê ek moet inneem nie, dan gee ek plek vir evil. Is julle met my? Ek moet my plek inneem, wat hy vir my gemaak het. Dis deel van daai onderskei die liggaam. Want as jy nie die liggaam onderskei nie, dan gaan daar die progressie begin van swak, sieklik en vroegtydig doodgaan. Die Here wil nie hê ons moet swak wees, sieklik word en te vroeg doodgaan nie, omdat ons nie ons plek in die liggaam inneem nie. My plek in die liggaam mag so iets eenvoudig wees as om jou te ondersteun. Jy weet, elkeen van ons het 'n plek. As jy na 'n liggaam kyk, my lyf, het allerhande, ek het vingers en elmboë en skouers en kniekoppe en al daai goeters, né? En nie een van hulle kan sê ek is belangriker as die ander nie. Die hart kan nie sê ek gaan op 'n klop, want niemand sien my ooit raak nie. Niemand sien, ek is so onsigbaar. Ek is altyd agter die skerms. Kyk, hy sit altyd hierdie zip voor my. Klere en goeters. Niemand kan my sien nie. So ek dink ek hou op klop. Wat gaan dan met die liggaam gebeur? Partykeer is dit die lede wat jy nie kan sien nie, wat die belangrikste is. Jy vind net al jou eie brein gesien. Want dink jy jou brein is belangrik? Super belangrik, né? So jy mag dalk in ons gemeente wees en jy sê, maar ek staan nie daarvoor nie. Ek sit maar net daar. Weet jy hoe belangrik is dit? Ek kan nie preek vir leesstoele nie. En net jou teenwoordigheid bring 'n salwing. Onthou wat ek hier doen, die Heilige Gees werk deur jou wat daar sit en trek goeders uit my uit, wat nie van my afkom nie, maar van die Here afkom. Dit is 'n dinamika. Dis nie net ek wat preek, ons preek almal saam die oomblik. Soos jy sit, preek ons almal saam nou. Want ek maak myself oop, dat die Heilige Gees deur my vir julle dinge sê, maar julle trek dit uit. En partykeer gaan ek op 'n punt stop, maar ek kan nie verder gaan nie, want daar word nie verder getrek nie. Ek kan nie verder preek vir die geloof van die gemeente is. So kan jy sien hoe belangrik is jou posisie. Elkeen van ons. So jy moet besef hoe die Here Jesus plaas jou in 'n posisie en hy hou jou verantwoordelik vir daai posisie. En dit maak die liggaam sterk. Want iemand kan vervul wat die Here hulle geroep het om te doen, weens jou, wat hulle ondersteun het, of ten spyte van jou. Wat jy wil jy moet dit wees.
As die Here iemand roep om iets te doen en wil jy die persoon help? Of wil jy hulle moet dit doen maar ten spyte van jou? Jy wil help. Amen. Want as jy help, wat gebeur? Die oomblik as ek help, dan word ek 'n deelgenoot van die genade. Onthou wat sê Paulus in Filippense 1. Hy sê, julle is almal deelgenote aan die guns op my lewe. Want julle is die enigste gemeente wat my aanhou ondersteun het na ek by julle weg is. Het julle aanhou ondersteun. So julle almal word deelgenote van die guns op my lewe en deelgenote aan die beloning wat gaan kom, né? Romeine 8 vers 1 en 2. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees, van die lewe in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Daar's geestelike wette in hierdie aarde, en jy moet daai geestelike wette leer ken en begin toepas. As jy dit nie doen nie, daar's dinge wat gaan gebeur in jou lewe, wat die Here nie kan stop nie, omdat jy crosswise van al die geestelike wette gaan. Is jy met my? As jy uit liefde uitgaan, en jy bly uit liefde, en jy bly uit liefde, tensy jy omdraai, kan die Here jou nie help nie. Want jy is ongehoorsaam aan sy gebod van liefde. Jy is 'n moeilike mens. Jy beklei met almal rondom jou. Jy is uit liefde uit, en jy gaan sekere goeders oes. Is julle met my? Maar as ek in liefde wandel, dan aktiveer ek 'n geeswet. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, die wat geestelik is, bedink geestelike dinge, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. So die hele aspek van my denke, wat ek dink, wat dink ek oor jou, en wat dink jy oor my? Jy het 'n verantwoordelikheid om goeie dinge oor my te dink. Ek preek nou vir julle. En ek het 'n verantwoordelikheid om goeie dinge oor jou te dink. Amen. As ek jou sien, wat sien ek? Ek sien die mens aan die binnekant, die een wat Jesus voor gesterf het, die wedergebore mens. En ek moet jou lief hê. En wat gaan die vyand doen? Die duiwel gaan altyd sy rooi doek uithaal, en die rooi doek voor jou kom wapper, dat jy vir die mense gaan, maar dit so hy jou gaan kry, né? Nou, sorg net dat jy nie 'n rooi doek word nie. Omdat as jy uit liefde uitgaan, dan word jy 'n rooi doek vir iemand. En nou, wat is jy maak jy's 'n Christen, maar jy word 'n tool vir die duiwel. 'n Rooi doek is die duiwel se tool, né? Maar oomblik as ek in liefde wandel, so ver as wat dit vir my moontlik is, lewe in vrede met alle mense, dis wat die woord sê, dan kan die duiwel my nie as 'n rooi doek gebruik nie. As ek sien ek het iemand te nagekom, of ek het iemand offend, ek moet myself leer om sensitief te wees daarvoor. Dan moet ek na die persoon gaan en sê, het ek jou offend, ek is so jammer. Laat ek het regmaak. Jy weet, en dit is wat die Here wil hê ons moet doen, sodat ons nie die rooi doek word nie. Nou, Romeine 5, vers 1 en 2. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, geniet ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus, die wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Nou, kom ons vertaal 'n bietjie daai ou Afrikaans, dat ons kan verstaan wat daar geskryf staan, okay? So die woord heerlikheid, kom ons gaan van agter af. Die woord heerlikheid is, vertaal ek met die volgende woorde, dit is die manifestasie van die goedheid. Okay, so heerlikheid is die manifestasie van sy goedheid. Julle met my. Dit is soos op die berg, toe Moses die heerlikheid van die Here gesien het. Wat het hy gesê? Goedheid, goedheid. So net uit daai skrif uit kan ek skriftuurlik sê, dis die manifestasie van sy goedheid. As ek sê ons roem, dan gaan ek daar sê, my vertaling is ons verheug onsself in. Dit is die vrystel van joy, die vrystel van vreugde. Wat is hoop? Hoop is 'n prentjie. En ek sê dit nie net nie, dit is uit die woord uit. Hier sê in Romeine 4, hy het teen hoop, op hoop geglo. En wat is die konteks? God het vir hom gesê, kom in die tent uit, ek wil jou iets wys. Sien jy die sterre? Kan jy hulle tel? Nee, so sal jou nageslag wees. Wat is dit? Is 'n prentjie.
So Abraham het hierdie negatiewe prentjie gehad om te kyk in die natuurlike riem. O man, o vrou, nie kans vir kinders nie. God sê, okay, maar nou wil ek jy moet wegkyk van daai prentjie na 'n nuwe prentjie. So hy het teen die negatiewe prentjie, het hy gekyk na die ander prentjie wat die Here geskep het, die sterre aan die hemel en die sand in die seestrand. So my innerlike beeld. Right, vers 2, Romeine 5:2. Deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie posisie van guns waarin ons staan en ons verheug onsself in die innerlike prentjie van die manifestasie van die goedheid van God. Halleluja. Daar het jy nou die hele versie. Ons staan in guns. Ons stel vreugde vry, want ons het 'n innerlike beeld van die manifestasie van sy goedheid in ons lewe. Ek gaan nou basies afsluit, ons gaan nou die nagmaal saam geniet. Kolossense 3, my versie om saam te vat vandag huis toe. Jy moet gaan mediteer en gaan doeners wees van die woord. Kolossense 3 vers 16. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Nou, die woord Christus, hy sê spesifiek Christus, is die gesalfde een. Dis die Griekse woord wat beteken die gesalfde een. Dis die vertaling van die Hebreëse woord Messias. En die woord verwys na Jesaja 10, waar hy sê dat die salwing is lasverwyderende, jeukvernietigende krag. So laat die woord van sy lasverwyderende, jeukvernietigende krag ryklik in jou woon. As jy 'n las sien en jy sien 'n juk, dan moet jy dit target. Die Here is nie ten gunste van laste en jukke nie. Amen. Die Here wil jou vry hê. So die woord van Christus moet ryklik in jou woon, in alle wysheid. Okay, kom ons deel die nagmaalse elemente uit. Terwyl jy dit doen, gaan ek nog 'n versie of 2 vir julle lees hierso. Ek wil Hebreërs 4 vers 4 tot 9 in die Weymouth vertaling vir ons lees. Ag, ekskuus, nog Filippense 4. Filippense 4 vers 4. Always rejoice in the Lord. I will repeat it. Rejoice. Let your forbearing spirit be known to everyone. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but by prayer and earnest pleading, together with thanksgiving, let your requests be unreservedly made known before God. So will the peace of God, which surpasses all power of thought, be a garrison to guard your hearts and minds in Christ Jesus. Jy sien, dit is daai power of thought. Die duiwel probeer die power of thought gebruik om jou te ontspoor. Hy gaan jou ontspoor as jy dit toelaat. Okay? Maar as jy hier doen wat hierdie woord sê, gaan jy nie ontspoor word nie. Hy sê, die eerste teken dat jy op die punt is om ontspoor te word, is jy word angstig. Always rejoice in the Lord. I will repeat it. Rejoice. Let your forbearing spirit be known to everyone. The Lord is near. Do not be anxious about anything. So as jy oomblik as jy angstig word, weet jy begin al klaar 'n bietjie plek gee nou. So wat moet jy doen? Begin rejoice. Begin lofprys. Dank die Here, want jy weet wat sy wil is. Jy het geen twyfel wat sy wil is nie. Sy wil is goed. Sy wil is amazing. Sy wil is die seën van die Here. So rejoice daaroor. Begin rejoice. Rejoice daaroor. So will the peace of God, which surpasses all power of thought, be a garrison to guard your hearts and minds in Christ Jesus. Finally, brethren, whatever is true, whatever wins respect, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovable, whatever is of good repute, if there is any virtue or anything deemed worthy of praise, cherish the thought of these things. Let all that you learned and received and heard and saw in me fashion your conduct. God of peace will be with you. Dan in die Amplified Bible gaan ek vir ons lees in Hebreërs 11. Daai 2 bekende versies wat net ook gaan oor die belang van ons denke. Ek wil dit vir ons lees want dit is so belangrik. So Hebreërs 11 vers 8 in die Amplified. Urged on by faith, Abraham, when he was called, obeyed, and went forth to a place
which he was destined to receive as an inheritance. And he went, although he did not know or trouble his mind about where he was to go. He did not trouble his mind. On verse 15. If they had been thinking with remembrance of that country from which they were immigrants, they would have found constant opportunity to return to it. So waaraan jy dink, is waaraan jy op pad is. Okay? Dis wat die woord vir ons sê. So jy moet jou denke vasvat. Jy gaan nie in oorwinning leef, as jy nie in jou denke eerste in oorwinning kom nie. Jy kan nie toelaat dat om vir die duiwel 'n vatplek te gee. Dit sy vatplek gaan altyd in jou denke wees. So elkeen van ons het 'n oorlog om te veg op hierdie aarde. Ons oorlog is om vry te kom in ons denke, en om vry te bly, en om te fokus op die guns van die Here, om te fokus op die seën van die Here, om te fokus op die liefde van die Here vir my, en om te vertrou daarop. Maak nie saak wat my God sal voorsien in al julle behoeftes, na sy rykdom en heerlikheid in Christus Jesus. Die jong leeu's, the young lions lack and suffer hunger, but those that trust in the Lord shall not want any good thing. En dis die woord van die Here. So ons gaan dit nou gedenk, ons onderskei nou hierso. Paulus sê, kom ons lees dit, 1 Korintiërs, hoofstuk 11, vers 23, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, hy het dit gebreek en gesê, neem eet, dis my liggaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Ek het al 'n gedagte gekry, ons moet so 'n bietjie regte brood hier kry, jy weet. Maar let wel, Paulus was nie eens daar gewees daai aand nie. Hy was nie daar nie. Hy het op daai stadium nie eens wedergebore nie. Tog wys die Here vir hom later iets wat nie een van die ander disippels opgetel het nie. Hy het brood geneem, gebreek, neem dit my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Die gedagtenis is tot die feit dat sy liggaam gebreek word vir jou. Dis wat jy moet onthou. Sê saam met my, ek moet onthou dat sy liggaam gebreek was vir my. Wat beteken dit? Dis in jou plek. Sy liggaam is nie gebreek, dat jou liggaam ook gebreek moet word nie. Sy liggaam is gebreek, dat jou liggaam heel kan wees. Hy het nie siekte gedra, sodat jy ook siekte moet dra nie. Hy het siekte gedra, want deur sy wonde is jy genees. Amen. 1 Petrus 2 vers 24. Deur sy wonde is ons genees. So sy liggaam is gebreek vir my. So dit is 'n skuld wat ek het aan hom, om die volle impak van wat hy gedoen het aan die kruis te vat en myne. So my liggaam, nommer 1, behoort nie aan my meer nie, dis gekoop. Tweedens, my liggaam is 'n instrument in sy hande. Derdens, my liggaam het geen besigheid uit te waai met siekte nie. Siekte het geen reg en geen plek in die liggaam nie. Dit mag nie siek wees nie. Dis teen sy wil, teen sy woord, teen waarvoor hy gesterf het. Ek moet dit onthou, dat hierdie brood is gebreek om te herdenk dat sy liggaam is gebreek vir my. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagte. Wat is 'n verbond? 'n Verbond beteken, dit is 'n waarborg dat sy wil sal gebeur. Maar nou moet ek die wil ken. As ek nie weet wat is in die verbond nie, dan gaan dit van geen waarde vir my wees nie. Ek moet weet wat sy wil is. En sy wil is goed. Die oomblik as jy vind my kan die mekaar maak oor wat sy wil is, dan verbreek hy die krag van die bloed in my lewe. Ek kan nie die mekaar wees nie, ek moet weet wat sy wil is. En sy woord is sy wil. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse, hy is dood, maar hy lewe. Jy moet Jesus laat doodgaan, en dan kan jy hom laat lewe. Amen. Hy is nie halfpad dood nie, hy is dood. Hy het nie dood gelyk nie. Hy was dood, mense. En hy lewe. Wie op onwaardige wyse van hierdie beker eet,
brood eet of die beker drink sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en die beker drink. Maar wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. En daar's die probleem. Jy moet die liggaam onderskei. Nommer 1 in wat hy gedoen het vir jou en nommer 2 moet jy dit onderskei in wat jou posisie is in die liggaam. Wat hy jou gemaak het om te wees. Jy eer jou posisie. Maak nie saak wat dit is nie. Jy eer dit en jy vat die posisie en jy doen hom. As jy elmboog is, dan is jy die beste elmboog wat enige mens nog ooit gehad het. Amen? Dis al wat jy hoef te doen. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en 'n aantal het al vroeg dood gegaan. Kan nie wees nie. Dis verkeerd. Want as ons onsself beoordeel, sal ons nie geoordeel word nie. Dis geestelike wette wat hier betrokke is. Maar as ons geoordeel word ons deur die Here getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Daarom my broers, as julle saamkom te eet, wag vir mekaar. Nou goed. So kom ons gaan nou saam die nagmaal neem. Ons gaan hierdie brood eet en soos ons dit eet, gaan ons nou dankie sê vir Jesus dat sy liggaam gebreek is sodat my liggaam heel kan wees. Dankie Here Jesus dat U die liggaam laat breek het vir ons liggame. Dat ons liggame kan behoort aan U. Dat ons liggame heilig kan wees en genees kan wees. Ons ontvang dit, ons dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Hierdie bloed verwyder jou sondes van jou, dit herstel jou, dit maak jou 100% onskuldig. Jy is onskuldig. Amen. As jy onskuldig is, dan staan jy volmaak voor die Here. En geen skuld, gevoelens of sondebewustheid mag 'n plek in jou hê nie. Elke vorm van sondebewustheid is 'n aanslag op jou en kom steel van jou. Amen. God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak het. Ons kan word die geregtigheid van God in hom. En dis wat gebeur wanneer ons hierdie druiwesap moet saamneem. Ons herdenk die bloed van Jesus wat vir ons volkome vrymaak, wat ons herstel na die posisie waar ons was voor die sondeval. Amen. Dankie Vader. Dankie dat ons elkeen vrygekoop kan wees. Dat ons die geregtigheid van God kan wees in Christus Jesus. Vrygekoop deur die bloed van die lam. Dankie daarvoor. Ons loof U, ons prys U, ons eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen.